is 6 April vandag 2026, lesing 120 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou ja, vandag 6 April in die ou tyd, amper sê in die oertyd, het ons daarom nog vestiging van ons volk hier in die suidpunt van Afrika gevier. Is ek reg, het was mos Jan van Riebeeck dag. Ja. Nou is dit interessant dat ons vanoggend se lesing gaan oor die vestiging van die siel op die aarde. Het is nou net toevallig dat dit nou op dieselfde dag kom, of seker aan die toeval lig. En dit is 'n baie groot lesing en 'n mens moet nou maar mooi oplet, want die lesing se naam is Op aarde is die skool vir die kinders van God, of Elohim, hoofstuk 2:2:1. Nou voor ek daarmee begin, wil ek daarom net 'n getuienis gee. Gister het iets gebeur, ons voertuig het uitgegaan, Hartbeespoort toe, daar by Jasmyn waar ons kos kry, en hy het teruggekom, en nie ver van die plaas af nie. Toe probeer hulle hom hijack. 'n swarte jaag toe agter in die bakkie en sleepwa aan en druk hom van die pad af. Maar toevallig, weer eens toevallig, agter die swarte was 'n ander voertuig gewees van mense wat my gister, ek het hulle nie geken nie, maar hulle het my gister gebel of hulle voedsel kan kry. Hulle het niks kos by die huis nie, hulle het nou net hier aangekom en hulle toe sê Amelda vir hulle, ja, dis reg. So ons het toe 'n getuie gehad, gelukkig het die drywer kop gehou en nie afgetrek nie, en hy was reguit na die plaas toe gekom en hier gestop by die hek, en ons het die hekke toegemaak dat daai ou nie kan inkom nie, maar dit was nie eens nodig nie. Toe hy naby die hek kom, toe kom hy met 'n spoed in 'n reverse of in 'n agteruitrad en hy jaag weg. Wat net vir my sê, ons verseeling maak dat hulle wat bose bedoelinge het met Philadelphia Ark se kos, se mense, se enige iets, sien dit en hulle maak absoluut, kies die haasepad. So ons het toe nou 'n getuie wat kon getuig, wat ons eintlik ook deur naaste liefde gekry het, en so was dit deur Vader bewil dat hierdie voertuig net agter hierdie hijacker agter hom gery het. So ek dink dit is 'n wonderlike getuienis van die muur wat om ons gebou is deur Gilgal. Want daar kon lelike dinge gebeur het. Ons weet, hulle skroom nie om te skiet nie. Ons gaan aan met die skool op aarde. Etlike weke gelede het die onskatbare voorreg my egter te beurt geval. Dis nou Philippolf wat nog getuig, wat ook goddeloos was, tot op die punt dat hy Yeshua ontmoet het. Nou leer hy daai ander man, Muriel. Was dit my voorreg my egter te beurt geval om hierdie goddelike meester te ontmoet. En eensklaps het alle duistere wolke verdwyn, en Elohim God se lewenson straal in my siel. In die gewyde lig herken ek eers my wese en die wese van Elohim. Nou sien ek ook eers wat ek aan Elohim, die enige heilige Vader, hy wat die ewige suiwerste liefde is, verskuldig is. Ek herken myself heeltemal en besef dat ek om kind van Elohim te word, veral met die goddelike gees 'n baie spesiale kontrak gesluit het, voordat ek mens geword het op hierdie aarde, wat in die hele oneindigheid die enigste bestemming is, om ons soos kinders van Elohim te dra, ten behoewe van die opvoeding en tug, volgens die ewige orde van die liefde van Elohim. Hier is 'n belangrike ding wat vir ons hier oopgesluit word, wat nie deur die kerke aan jou vertel is nie. Tot vandag sal die kerke nie vir jou hierdie inligting gee nie. Iewers was jy gewees voordat jy vlees aangeneem het op hierdie aarde, en jy het 'n kontrak gesluit met die Vader. En dit is nie so vreemd nie, want dit staan in Jeremia 1 vers 5, wat ek ook nog nooit gehoor het dat 'n dominee oor daai vers spreek nie.
En daar staan, sê Vader vir Jeremia, Jeremia, ek het jou geroep tot 'n profeet vir die nasies. Ek het jou geken nog voordat jy in jou moeder skoot gevorm is, in jou moeder se skoot gevorm is. Het ek jou al geken en het ek jou geroep as 'n profeet. Nou, uit die aard van die saak doen Vader niks wat teen jou wil is nie. So Jeremia het ingestem om as profeet aarde toe te kom, en daar is vir hom ook gesê dat hy baie swaar gaan kry, want Jeremia was baie gehaat onder die volk van daardie tyd. Hulle het hom tot in 'n kerker in 'n gat gegooi en gelos om dood te gaan. En hulle wou nooit na sy boodskappe luister nie, want hulle het gesê, ja, jy profeteer net altyd onheil, altyd onheil. Toe het hulle 'n ander profeet gekry wat die mooi dinge geprofeteer het en hom toe verwerp. Maar hy en Vader het 'n ooreenkoms gemaak en hy het gekom as profeet. En wie van ons wat hier sit vanoggend of luister na hierdie bandjie, het ons nie ook 'n kontrak met Vader gesluit nie? Ek glo vas, hier's baie van ons wat dit gedoen het. Nou die vraag is wat jy jou moet vra, nou dat jy dit weet, want van vandag af weet jy dit, nou moet jy uitvind, wat was jou ooreenkoms met Vader? Dit is definitief nie 'n ooreenkoms om die wêreld in enige vorm te dien nie. Maar die geestelike welstand, na die geestelike welstand van jou broers om te sien, jou broers en susters, op een of ander wyse wat jy 'n talent nog altyd gehad het. Onthou, voordat jy gevorm is as 'n ou klein embryo babietjie, was jy 'n geesteswese wat amper ewiglik nog geleef het. Nie heeltemal ewig nie, want die Vader is die enigste ongeskape gees met geen begin en geen einde nie. Maar hy het 'n behoefte gevoel om uit homself uit geeste te vorm, wat onafhanklik met 'n vrye wil as kinders en diensknegte vir hom kon optree op aarde, in die heelal, wat toe nog 'n geestelike eienskappe gehad het. Maar toe kom die val. Nou weet ons nie, was ons deel van die val nie, of was ons maar net op 'n baie slegte plek toe die val plaasgevind het. Maar dit maak nie saak nie. Ons is nou in die val. Ons is nou in materie, gebonde deur tyd en gebonde deur ruimte. Dit is nou wat betref hierdie pakkie waarin ons nou leef. Maar jou siel, die eintlike jy, die ewig lewende, wat lang voor jou geboorte bestaan het, en wat Vader geken het, en wat Vader mee 'n kontrak gemaak het, met jou, om op aarde iets te kom doen. Dit is die een wat hierdie beperkte ruimte, tyd, materie, dimensie vir ewig kan verlaat, as jy jou kontrak nakom. So maklik soos dit. En daar's twee kragte wat jou trek, elke keer. Die een is die Satan self, wat in die vlees is, en die ander is die gees, wat in jou geplaas is, 'n oerdruppel van Vader se gees, wat die siel kan beïnvloed, as die siel vrywillig na die gees toe draai. En dis die stryd wat ek en jy het. Dit is die tuin van Eden wat in ons is, twee bome. Die gees van die ewige lewe, of boom van die ewige lewe, en die gees of boom van kennis van goed en kwaad. Of, om duidelik te stel, die Grieks beskryf dit, van suiwer en besoedel. Elke dag, elke oomblik, vir ons is 'n keuse. En as ons die gees ons laat lei, sal ons uiteindelik binne die kontrakvoorwaardes kom wat ons met Vader gesluit het. En ek waarborg julle, nie een van ons wat hier sit of luister, se kontrak is dieselfde nie. Elkeen se kontrak is anders. Maar jy sal weet wat dit is as jy met Vader 'n nadere verhouding aangaan. Hy sal dit in jou hart duidelik laat word, jy sal die stem ervaar
wat jy moet doen. En weet dan ook, dit sal 'n geestelike werk wees of ten behoewe van mense se verbetering van hulle lewensomstandighede en jy sal dit geniet. Want dit is die wonder van Vader, wanneer hy met jou 'n kontrak sluit, ken hy jou deur en deur. En hy weet presies wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. En hy sal jou nooit beproef bo jou vermoë nie. Dit staan ook in die Bybel. So ek wil net daai agtergrond sit sodat jy die res van hierdie gedeeltes kan verstaan. Vers 3, kyk na bo. Alle ontelbare sterre is wêrelde, baie groter en mooier as hierdie aarde, en op elkeen van die wêrelde sal jy mense vind wat uiterlik heeltemal soos ons lyk. En oral tref jy baie wysheid by hulle aan, en ook ontbreek die liefde hulle nie volledig nie. Hulle kom egter so ongeveer soos die aardse diere, reeds volmaak in die wêreld in, en hoef nie van die begin af alles te leer wat hulle moet en wil weet nie. So hulle het 'n tipe van 'n instink. Die taal is byna oral dieselfde, en hulle kennis het baie bepaalde grense. Maar oral gaan die kennis tot by die hoogste goddelike gees, welke kennis egter tog meer 'n vermoede is as 'n wete. Nou ja, hier moet ons nou baie ernstig kyk dat ons dit verstaan. Want nog nooit is vir jou gesê dat al die sterre wat jy kan sien, is wêrelde waarop mense woon wat groter en mooier is as hierdie aarde. En hier gee hy nog vir ons 'n insig in die aard van die mense wat daar is. Hierdie mense is aangepas vir hulle plek. Hulle hoef ook nie baie moeite te doen op daardie planete nie, want omtrent alles dien hulle op daai planeet. En dit is baie soos 'n dier wat sê nou maar in 'n wildtuin is. Alles is daar vir hom. As dit 'n grasvreter is of 'n blaarvreter, daar's genoeg. As dit 'n vleisvreter is, daar's genoeg. En so leef hulle, want hulle hoef nie hierdie hoë strewe te hê wat ek en jy het nie. Ons is nie met hierdie ingebore instink vir liefde en wysheid op hierdie aarde geplaas nie. Ons moet dit self verwerf. Hoekom? Omdat hierdie planeet is die skool vir kinders van Elohim. Daai planete is nie planete as skole vir kinders nie, maar dit is as skole vir rypwording en verbetering. Hulle leef daar en hulle het baie liefde onder mekaar, maar hulle gaan van daar af weer na 'n ander skool toe. En moet nou nie hierdie planete en sterre verwar met die hemel nie. Al is dit in die hemel as jy opkyk. Dit is nog steeds materiële, ruimtebeperkte wêrelde wat binne tydsverband aan mekaar gebind is. Die hemele bestaan uit 3 vlakke van hemel. En die werklike geesteshemel wat ons nou wil gaan, waar die nuwe Jerusalem stad gebou is deur Yeshua, en waar mense in die grootste saligheid en geluk en liefde leef, buite tyd en ruimte, is die heel hoogste hemele. Maar dit is nie hierdie plekke wat ons nou hier lees nie. Baie van hierdie ouens wat hier woon, gaan na 'n ander planeet toe, of gaan na 'n afdeling wat meer geestelik is, of as hy val, gaan hy na 'n plek wat meer materieel is. Alle planete is nie solied binne nie, maar meeste planete en sonne het nog bolle binne-in. Soos ook hierdie aarde is nie soos die skool jou geleer het, is 'n soliede brandende kern nie. Daar is innerlike wonings waar geestelike wesens woon. Die skrif is duidelik dat die Satan neergewerp is in die aarde. Ek het daai woord gaan ondersoek of dit reg is, dit is reg. Maar daar is ook engele van Vader wat hierdie mag wat ingegooi is in hierdie aarde teestaan, en wat nie bo op die aarde leef nie, wat in en
nie op uit die aarde leef nie, maar bo die aarde en in die aarde. En hulle staan hierdie Satan teen. En Vader sê iewers, as hulle die Satans gees met al sy demone en duiwels 1 millimeter skiet moet gee, dit is so klein, dan gaan die hele heelal tot nie net die aarde nie, die hele heelal. Dit is hoe kragtig hierdie mag is wat in die aarde is, hierdie negatiewe mag. Nou kan julle alreeds weet, omdat hierdie grootste mag by ons is, moet die grootste krag van Vader ook teenwoordig wees, en dit het natuurlik gekom deur die menswording van Yeshua. Maar die ander planete het nie hierdie tipe kernboosheid by hulle nie. Daar is definitief tekens van die val, die merke van Satan se rebellie is by hulle almal teenwoordig. Want daardie mense sterf ook. Maar dit is heeltemal 'n ander tipe van sterfproses. Ek het gelees op een van die gordels van die son, waar mense sterf, dan vat die naasbestaandes hulle uit na die veld toe. En dan lê hulle neer op 'n effense hoogte dingetjie wat hulle opsit. En dan begin daai lijk ontbind en die heerlikste geure van blomme en kruie en allerhande geure wat jy aan kan dink, kom dan uit hierdie liggaam uit. En dit vat so 5 dae vir die liggaam om te ontbind. En al die mense is daar en hulle is maar soort van by mekaar in liefde en herdenk die man wat nou weg is. Dit is hoe dit gaan op planete waar die absolute boosheid van Satan nog nie sy houvas gekry het nie. As julle wil lees hoe dit op hierdie dinge gaan, daar is boeke vry beskikbaar op www.nuweopenbaring.co.za. Boek se naam is Saturnus. Die ander boek se naam is Die Natuurlike Som. Ander boek se naam is Aarde en Maan. En die ander boek se naam is Die Geestelike Som. In al daai boeke sal jy baie inligting kry, hoe lyk dit daar. En omdat dit die skepper is van al hierdie wêrelde wat vir jou daai inligting direk gee, deur 'n profeet, kan jy dit as waarheid aanneem. Alhoewel jy nie dit in die Bybel kry nie. Maar jy kry ook niks in die Bybel wat teen dit is. Ons het maar net 'n beperkte wêreld gehad wat ons vanuit die Bybel geleer is. Nou kry ons groot uitbreiding daarop. Kort en goed, op al die tallose planete, op die tallose hemelliggame of planete, tref jy mense aan wat bykans gelyk is aan die meer ontwikkelde heidende van hierdie aarde. Alleen met die verskil dat die mense op hierdie hemelliggame eintlik niks niets bedink nie. Wat daar is daar so volmaak as moontlik, terwyl die heidene op ons aarde tog altyd iets niets kan uitvind, sodat die weg na eindelose, altyd verdergaande vervolmaking nie ergens daardeur vir hulle versper word nie. Op die groot wêrelde bevind hom hier en daar egter ook wyses, wat af en toe in 'n sekere sin saamkom met hoë geeste om hulle deur hulle te laat onderrig in die diepere kennis van Elohim. Soms gebeur dit dan dat daar een wie se gees meer ontwikkel is, die verlange kry om ook 'n kind van Elohim te word. Want op alle wêrelde weet die wyses wat aan hulle geopenbaar word deur die hoë geeste, dat in die uitgestrekte skepingsruimte 'n wêreld is waarop die mense kinders van Elohim God kan word, en dat 'n siel, wanneer sy op haar wêreld afstand gedoen het van haar liggaam, op die gelukkige wêreld opnuut weer 'n liggaam kan kry, wat dan egter wel heeltemal grof vleeslik is. Vanaf die oomblik dat iemand dit ernstig wil, word hom haarfyn uitgelê wat hy op hierdie wêreld sal moet maak. Dis deel van die kontrak.
baie belangrik is dat hierdie hoë geeste kom uit die hoogste hemele wat ek nou beskryf het, wat nie gebonde is aan materie, tyd en ruimte nie. En op hierdie wêrelde, as jy nou daai boeke gaan lees, sal jy ook stede kry. Maar pragtige stede, nie stede soos ons in betonoerwoude nie, maar alles in en om die natuur geweef. Op baie van die planete sal die bome die huise vorm, en mense bly in lewendige huise van bome en struike. Party op Saturnus woon in die bome, waar die boom se takke so breed is, sê Yeshua, dat jy 'n wa en perde kan draai daar. En dan is daar huise, en waarvan leef die mense? Hoofsaaklik van die vrugte van hierdie boom, wat hulle 'n brood van bak, en dan die blare maak hulle vir hulle klere en allerhande ander goed wat hulle nodig het. Dit is een van die oneindige miljoene tipes wat daar is. Daar is baie grove mense, grof vleeslik, en dan is daar baie ligte mense wat meer geestelik is. Op die son se noord- en suidpole woon wesens, onthou die son is 1 miljoen keer groter as die aarde, waar hulle hoogte, hulle lengte is oor 1 kilometer, ek dink amper was 1,3 kilometer. Dit is die wesens wat daar woon. Nou vir ons klink dit onmoontlik, maar op so 'n groot planeet is dit nog eintlik nie baie ver uit verhouding uit nie. As jy vat, die son is 1 miljoen keer groter as die aarde, en ek vat nou sê die gemiddelde van 'n mens, om 'n maklike som te maak, sê is onder 2 meter. So as jy 1 miljoen maal 2 meter, hoeveel kry jy? 2 miljoen meter. Gedeel deur 1000, wat is dit? 2000 kilometer, 2000 kilometer of 200 kilometer. Dit is dan in verhouding, so hulle is nie so groot in verhouding nie, is eintlik klein. Maar hulle is ontsettend swaar, en die grond is verdig by die Noordpool, so dig dat hulle nie 'n gat in die grond trap en inval binne in die oppervlak nie. Terwyl op dieselfde planeet, op die ewenaar, is daar wesens wat omtrent ons hoogte is, en almal het die beeld van die mens, of jy nou 'n reus is en of jy nie 'n reus is nie. Die oomblik wanneer mense vir jou sê, hier is hierdie goggas met aangesigte van reptiele en allerhande nonsens, en bokke en half bok, half mens, dit is die bose, dit is die vervalle goed. Moenie jou daaraan steur nie, moenie verward word nie. Die mens liggaam en die vorm is die vorm van Vader se kinders. Nou, op die middel is hulle so lig, geestelik, dat die grond, sê hy, is soos 'n sagte, amper, as ek het moet vandag vergelyk, soos 'n tipe van 'n trampolien. Jy kan nie deurtrap nie, en al val jy van 'n gebou af, kan jy nie seer kry nie. Dis soos asof jy op iets val wat jou terugbons, of wat jou absorbeer. Sê nou maar soos 'n groot sak wat hulle het, wanneer hoogspringers, of paalspringers aan die ander kant val. Dit is hoe die oppervlak van die aarde lyk daar, of van die son se grond. Maar dit verskil oor die planeet. En dit is alles plekke waar mense skoling deurgaan. Alles verskillende tipe skole. En by baie van hierdie skole is daar wyses wat nou en dan besoek word deur hierdie ouens wat nog hoër geestelik is. So by so dat nie een van hierdie ontelbare planete, onthou wat jy en ek kyk as ons in die lug opkyk in 'n helder nag, is nie eers 'n molekule van die hele heelal wat daar bestaan nie, wat geval het nie. Ons sien maar net een heelal sweef, en daar is oneindige van hulle. Maar iewers is daar 'n plek waar al hierdie klomp mense wat op hierdie plekke woon, hulle word onderrig, daar is 'n plek waar jy kan kind word. Jy is nou net 'n diensknegt, maar jy kan 'n kind word, dan kom jy in die Vaderhuis, in die heel hoogste huis, in die geestelike huis, waar geen ruimte, tyd en materie meer is nie. Maar dis 'n geweldige opoffering. Die wyses leer die mense daar.
En dan staan van daai mense op en sê, maar ek wil gaan. Dan word vir hulle gesê, maar hoorie, dit is nie so maklik nie. Jy kan val, en dan kan jy baie, baie sleg val. Dan sê die ou, maar my liefde in my hart vir my Vader is so groot, ek wil aarde toe kom. Hulle weet ook almal van Yeshua wat aarde toe gekom het. Al hierdie kennis word aan hulle herlei. Deur engele, wat ons hier noem hoë geeste, wat dit bring na die spesifieke planeet se wyses toe, die wyses dra dit oor aan hulle mense. En dit is dan dat hierdie kennis oral beskikbaar is. En dan is daar mense wat 'n verlange het om hiernatoe te kom. En baie van julle en ek wat hier sit, is heel moontlik van daai mense wat daar was. Ons weet nie op watter een ons was nie, watter planeet nie, of watter ster nie. Maar ons het 'n behoefte gehad om Vader lief te hê en ons naaste soos onsself. Want dit word baie duidelik vir jou geleer voor jy kom. Moenie 'n fout maak nie. Dit word vir jou hier sê, haarfyn uitgelê wat hy op hierdie wêreld sal moet maak. En dan word daar ook vir jou gesê, watter pad jy moet loop. Miskien sal hy jou 2 paaie aanwys. Die een sal jy gebore word in 'n ryk ouers, jy sal nooit probleme hê nie, alles sal net mooi reg gaan met jou. Maar die kans dat jy Yeshua nie gaan vind nie, is baie groot. Dan sal Vader vir jou sê, ek stel voor, dat jy die pad vat wat ek vir jou kies. Jy gaan in arme mense se gesin gebore word. Jou pa gaan jou slaan. Jou oom gaan jou molesteer. Jy gaan deur hel gaan jou hele lewe. Jy gaan honger wees, baie aande. Jy gaan nie 'n blyplek hê nie, dit gaan vir jou weggevat word. Dan sê Yeshua van, kies hierdie pad. Ek waarborg jou, as jy hierdie pad vat, het jy die grootste kans om eendag in my huis uit te kom. So elkeen vandag wat hier voor sit en wat alles verloor het, jy dink altyd dit is so sleg vir jou. Nee, dis nie sleg vir jou siel nie. Dis sleg vir die vleeslike liggaam, ja. Dis nie lekker om honger te kry nie, dis nie lekker om in die reën op die straat te slaap nie. Maar dit is alles louteringe wat jou siel nader aan Yeshua sal bring. Eerder as in die ryk welgestelde omgewing waar jy niks oor niks hoef te bekommer nie. Waar jy nooit op jou knieë is. Hoop almal verstaan nou hoekom ons elkeen hier is vandag. Die siel, nou hier is nou 'n baie belangrike ding. Die siel sal elke herinnering aan die vroeëre aangename toestand sodanig ontneem word dat sy op die nuwe wêreld, ons aarde nou, uit 'n vrou ter wêreld gekom het in 'n onvolmaakte liggaam, haarself byna in die heeltemal bewustelose laagste dierlike toestand bevind en haarself van die nuwe bestaan nie die minste kan voorstel nie. Eers geleidelik aan, so ongeveer na 'n jaar, begin sy 'n heeltemal nuwe bewussyn te ontwikkel uit die beelde, verskynsels en waarneming wat die sintuie waarneem. Dink aan 'n jaar oud babatjie. Haar geheue, is die siel se geheue, is die verste herinnering aan wat beleef word en is dan die enigste wegwysers en hulpmiddele op die nuwe lewensweg op hierdie aarde. Daar kom geen hoë geeste deur Elohim gestuur om die kind 'n hoër en diepere kennis te leer nie, maar die ouers met hulle opgedoende ervarings moet hulle bes doen om die kind op 'n beter weg te bring. Die kind moet dan baie leer, moet self sy weg bepaal, moet soek en vra, moet angs, honger, dors, allerlei pyn en ontberings verdra, moet hom deur en deur laat verdeemoedig, en aan die einde van so 'n lewe kom daar dan meestal 'n pynlike en swaar siekte om die vleeslike mens die lewe te ontneem. Dit is 'n kort opsomming van die lot van amper elkeen op hierdie aarde. As kind is jy absoluut hulpeloos en jy weet niks
Jy het geen herinnering aan hierdie vroeë lewens op hierdie ander planete nie, want dit moet van jou weggevat word om jou die beste kans te gee om nou die hoogste ontwikkeling van die gees te bereik. Die hoogste vlak van liefde. En alles wat jy opdoen, ervarings wat jy opdoen, dra dan by. Of dit jou onderwyser was, of jou pa en ma was, of die dominee was, of wie ook al. Dit is die pad wat ons moet lewe. En dan word ons baie siek aan die einde van ons lewe en dan gaan ons dood. Dit is nou, as jy die voorreg het om daai pad te kan loop. 'n ander ou kom en hy's 20 jaar oud of 30 jaar oud, dan kom hy nou kop aan kop en hy's onmiddellik dood. En as hy nie reg was op daai oomblik met sy gees nie, dan beland hy in 'n baie, baie onaangename plek. Want die skrif sê, soos wat die boom gekap word, daar bly hy lê. Hy val daar waar hy lê. En as jy daarom 'n siekbed kry, kry jy tyd om jou saak met die Vader reg te maak. Ons ervaring met die ouer huis, die mense kry tyd om hulle saak met hulle medemens uit te sorteer en vergifnis te vra en vergifnis te kry, sodat hulle oorgaan sonder al hierdie beswarende sonde. So 'n siekte aan die einde van jou lewe is nie so erg nie. Dit is iets wat jou tyd gee om jou dinge reg te kry, as jy dit nie reg gekry het in jou lewe nie. As die mens al die vereistes en voorgeskrewe lewensvoorwaardes vervul het, en as hy Elohim bo alles lief gehad het en sy naaste, selfs as sy ergste vyand hom vervolg het, hom nog meer as homself lief gehad het, dan het hy in homself, in die hart van sy siel gelegde vonk van die goddelike gees, lewe gegee en tot groei aangesit. Baie, baie moeilik vir meeste van ons, om ons vyande lief te hê, en om nie mense met wraak te aanskou nie, en nie te probeer wraak neem nie, en mense te laat terugkry wat hulle vir jou gedoen het nie. Dit is alles eienskappe. Hierdie vers 8 is 'n opsomming van dit wat jy moet doen om bevry te word van hierdie planeet. Want die hel is ook in hierdie planeet gevestig. Dan eers groei Elohim in die mens, deurdring die siel, maak haar aan hom gelykwaardig en maak en help so die natuurmens uit die diepste sluik van die verganklikheid tot 'n kind van Elohim, wat hom in die volmaakte toestand verheug, in al die volmaakhede wat in Elohim self aanwesig is. Die natuurmens is die mens wat aanvanklik net lewe om te lewe. En dan word hy bewus van 'n geestelikheid in hom, en dan kom hy uit daai sluik uit, en nou verheug hy om al die volmaakhede wat hy elke dag aandeel. Soos wat ons elke oggend kan, as ons opstaan hier, net dankie kan sê vir ons beskerming, vir 'n goeie nagrus, vir die feit dat daar alles is wat nodig is. Nou moet nie veel nie, maar genoeg dat ons nie ten gronde gaan nie, en alles word deur hom voorsien. Dis maar net die basiese behoeftes. Maar wat van al die geestelike behoeftes wat aan ons gegee word, vervulling daarvan kom? Want jy het kans om met mense te praat en omgang te hê, wat vir jou nuwe dinge kan vertel. Soos vanoggend, hierdie wonderlike les. Ek bedoel, dit is 'n nuwe faset wat jy oopmaak in jou denke. En jy moet nou vandag hierdie dinge gaan sit en deurdink en lees weer vanaand hierdie stuk. Want dit is iets wat jy nie geweet het nie, jy was beperk. Dit was lappe, wat ek noem, of doeke, wat die Bybel sê, wat oor jou siel was, sodat jy nie kon verder kyk nie. Nou haal hy dit weg. Nou kan jy begin kyk en jy kan jou doel op aarde beter besef. Kyk, vriend Morel, wat ek jou nou so algemeen en so kortliks moontlik vertel het,
Dit word presies so aan 'n mens op 'n sterrewêreld uitgelê. En as hy dit dan volkome ernstig verlang, verloor hy in 'n oog 'n wink sy fynstoffelike liggaam en word onbewus, maar baie vinnig na hierdie aarde gebring om mens te word. En daar staan so 'n mens dan nou voor jou, net soos ek en jy nou self. Wat daar gebeur, in die geestelike som verduidelik hy dit, by al hierdie planete en in elke dorp of stad wat daar is 'n offeraltaar, waar hulle nog sekere offers bring, ek weet nie presies wat bring hulle nie. Maar dan kom jy, nadat jy baie goed ingelig is oor dit wat jy nou gaan beleef op hierdie planeet, hierdie aarde, en dan kom jy na hierdie offeraltaar toe, en dan word daar 'n vuur aangesteek, en jy kom en jy lê jou hand op die offeraltaar met die begeerte in jou hart om na hierdie aarde toe te kom. Oombliklik verdwyn jy daar, daardie wesens wat op daai planete sien jou nie meer nie. En jou siel word nou so verdig en verklein, dat dit 'n embrio grootte is, wat binne in 'n man se spermsaad kan pas, en kan ingaan in 'n vrou, en deur die eiersel te bevrug, sodat lewe kan ontstaan. Dit is wat word van daai persoon wat op daai planeet geleef het. Dit is eintlik 'n wonderlike ding wat gebeur. En nou vind die lewe plaas. Vader het vir jou die beste vader en moeder of pa en ma uitgekies. Hy het vir jou die beste omgewing en toestande uitgekies wat jy in die beste gaan presteer. Wat nie altyd die lekkerste is, moenie 'n fout maak nie. Dit is gewoonlik juis onlekker, want in daai toestande kan jy hoër streef. En so begin jou lewe binne in 'n vrou se baarmoeder. Jy maak jouself vir jouself 'n liggaam. Daai klein beknopte ou sielietjie wat nou so groot soos 'n koppiespeld se punt is nog steeds die siel wat daar op daai planeet gelewe het. Jy's net verklein. Maar jy het al die eienskappe om vir jouself nou binne die voorgestelde orde met jou moeder se voeding wat jy deur die naalstring kry, maak jy nou vir jou 'n liggaam. Eerste begin jy met dit wat eerste was, en so gaan jy aan terwyl jy in daai watersak lê, totdat uiteindelik op 8 maande die liggaam nou heeltemal voltooi is en die bloed begin vloei. Dan open Vader sy gees, wat hy ook saam met die manlike saad in hierdie embrio gestort het, open die gees en kom in die bloed, maak die bloed lewendig. Dink aan die mense wat 'n kapasitor ken. Dis 'n dooie ding, hy's toe. Maar as jy aan sy pole vat, dan skok jy dat jy daar spring. Maar as jy 'n rukkie los, dan loop hy af. En so loop hierdie krag, hierdie geesteskrag in die siel, in hierdie embrio in. En nou word 'n kind gebore, volkome liggaam, siel en gees. En daarom kan 'n mens net eintlik kyk na hierdie mense wat so aborsies in die wêreld doen. Wat is hulle nie mee besig nie? Dit is absolute moord van arme siele wat aarde toe gekom het om te kom leef en kindskap te kry. Nou ontneem hulle daai kind dit. Want hulle sê mos hy's nie 'n mens eers na ek weet nie hoeveel maande nie. Vers 11, is dit vir jou nou duidelik dat ons vroeër, voordat ons op hierdie aarde sou gekom het, vrywillig met Jahwe Elohim 'n kontrak gesluit het. En ek en jy ook. Maar Elohim God hou onveranderlik sy woord uit sy ewige orde. Niks kan sy bedoelings verander nie. Of ander woorde, hy kan nie kontrakbreek plaasvind nie. Net jy kan kontrak breek. Of ons dit ook altyd gedoen het volgens die wet, wat hy self vir alle mense deur Moses en deur die aartsvaders van hierdie aarde
gegee het en tevens in elke mens se hart geskryf het? Dit is 'n ander vraag. Ons sal ons van nou af aan beslis daarby moet hou, daarom twyfel ek nie. Maar dit lê nie deur ons inspanning nie, maar slegs deur die ontferming van Elohim God. Sê my nou, of jy met hierdie geringe wysheid tevrede is. Ek gaan maar nog aan met hierdie, ons is almal vandag 'n rusdag, maar dit sluit aan by hierdie hoofstuk wat ek nou net gelees het, en dan moet die mens nie 'n breek hê nie. Die opskrif van hoofstuk 2:2:2 is Philippot se terugblik op die vorige lewe. Mirel sê, luister vriend Philippot, daar het jy my nou dinge uit die doeke gejaag wat niemand ooit vroeër vermoed het nie. Dit is tog wel 'n opeenstapeling van wonders. Sê my nou eers in volle erns, of jy dit tog nie gefantaseer het nie, want dit klink so vreemd en buitengewoon, soos van die eerste fabels van die heidense geloof. Dit kan trouwens ook waar wees, wat ek nie kan beoordeel nie, omdat my kennis van die sterre werklik my swakste punt is. Wie sou hom egter ook maar kan verbeel, dat die sterre, wat klein ligpuntjies aan ons hemel is, wêrelde sou wees, en dan ook nog groter as ons aarde, waarvan nog geen mens ooit die einde gesien het nie. Ek vra jou, besweer dit vir in my, want jy het in my 'n magtige verlange gewek, om nou in hierdie baie gedenkwaardige saak, verder ingewy te word. In Moses is daar werklik geen spoor daarvan te vind nie, selfs nie die geringste aanduiding nie, want in sy skepingsgeskiedenis staan daar geen enkel woord daaroor geskryf nie. Geen mens kan tog alles verstaan wat hy eintlik met sy Genesis wou gesê het nie. Vir die agtergrondkennis, die boeke van Moses wat ons nou ken as die boeke van die wet, wat uit 5 boeke bestaan, het aanvanklik deur Vader vir Moses gegee, en het uit 7 boeke bestaan, met 'n profetiese aanhangsel. En in daai ander 2 boeke wat weggevat is juis hierdie kennis deurgegee. En die bose priesters van die eeue heen wat nou met die goed gewerk het besluit, hierdie goed moet nie vir die volk gegee word nie. Ons moet dit eerder wegvat van hulle. Hulle moet nie te slim word nie. Dit is hoekom die meeste mense nou nie eintlik ook Genesis 1 verstaan nie. Want Philippot sê nou waaroor Genesis gaan. Vers 4, Philippot sê, vriend, wie Moses goed verstaan, sal dit ook daarin vind. Maar daar is natuurlik meer daarvoor nodig as net die woordelikse teks, om hom in die geheue in te prent. Wie maar ooit Elohim bo alles sal lief hê, sal van die gees van Elohim die regte verklaring kry, en sal dan ook weet dat die Genesis van Moses nie soseer die feitelike skepping van die wêrelde weergee nie, maar veel eer en eintlik bo alles die geestelike opvoeding en vorming van die hele mens en sy vrye wil in en oorgaande in die goddelike orde. Wie dit sal verstaan en insien, sal dan ook weldra die ander insien, omdat dit langs die weg van die onmiskenbare analogie daarin te vind is, wat ek jouself baie konkreet en duidelik sou kon aantoon. Maar daarvoor sou die tyd nou te kort wees. Ons het al hierdie lesings behandel waar Genesis 1 vir ons verduidelik word deur Vader. Dit is die skepping van die innerlike mens. In die begin was dit duister, dit het donker geword, woes en leeg deur die val van Lucifer. En dan kom die mens en so begin lig en duisternis skei in sy siel. Hy herken die verkeerde dinge en hy streef na die lig toe. En dan word sy siel as aarde of grond voorgestel, waarop saadjies geplant word. En dit is die saadjies van die woord wat in jou hart, op jou grondgebied begin groei. En so is die hele skepping verduidelik, tot op die 6de dag, waar jy 'n volmaakte mens word, na die beeld van Elohim geskape, met manlik en vroulik in een.
'n heeltemal 'n androgeniese wese volgens die beeld van Elohim self, wat 'n manlike en positiewe pool het, en alle hoër engele. Hierdie hoër geesteswesens wat hy van praat, hulle is ook almal nog so geskape, soos oorspronklik. Maar ek het iets anders, wat my deur die wondervolle barmhartigheid van die Meester, wat hom hier in ons midde in alle waarheid, selfs liggaamlik so bevind, soos alle profete hom nougeset aangekondig het, as 'n onweerlegbare bewys van bo, wat in ons hand gespeel word. Toe die Meester ons vanuit Kus en Kana besoek, was daar soos nou ook 'n hemelse gees, bekleed met 'n eteriese liggaam, en dis Raphael, by ons aanwesig. Hierdie engel neem op bevel van die Meester die blinddoek oor die oë van my siel weg, en op daardie selfde oomblik kom die volle bewussyn van my bestaan op 'n gevraagde vraag oor die ander wêreld in my herinnering terug. Ek herken dadelik die heerlike groot wêreld waarop ek was, voordat ek hierdie bestaan gehad het op hierdie aarde, waar ek liggaamlik geleef en gewerk het. Ja, ek sien selfs my liggaamlik lewende en werkende ouers, en geliefde broers en susters, en die engel besorg my selfs hier op hierdie aarde sekere dinge, wat daar aan my behoort het, wat ek dadelik as onteenseglik werklik herken het as my eie. Onder andere het Raphael vir hom die kontrak gebring, wat hy geteken het, met die Vader, dat hy aarde toe sou kom, met al die voorwaardes, en omdat die sluier weggevat is van sy siel, het hy oomblikkelik al hierdie goed herken en onthou. Baie keer sal ons vir 'n flitsende oomblik sulke goed kry, dan is dit dalk ons vorige bestaan op ander planete. Is nie noodwendig altyd wat ons sê, nee, dit is 'n vorige bestaan op hierdie planeet. Baie min mense word toegestaan om meer as een keer aarde toe te kom. Dis hoofsaaklik net van hierdie hoë geestelike geeste of geesteswesens, wat toegestaan word om weer aarde toe te kom, om die mensdom te help, want daar is nie eintlik by hulle 'n kans dat hulle sommer sal val nie. So sê Yeshua, hierdie Johannes die Doper is Elia. Hy sê dit, mense, maar hy sê ook daarby vir julle wat dit kan vat. So nie alle mense kan dit verstaan nie. Maar ons noem daai herinnering wat soms so skielik skiet, is 'n déjà vu. Wat jy skielik, as jy iets herken jy nou, dan kan dit uit hierdie vorige lewe wees, en dan gaan dit weer weg. Dis soos 'n droom, jy onthou iets, maar dan is die droom weer weg. Maar dit is goed dat dit nie altyd by ons is nie. Toe ek so 'n reusagtige geestelike lig voor my ontsteek word, sien ek ook wat ek alles aan Jahwe Elohim en nou selfs die liefdevolle Vader alreeds skuldig is. Eers vanaf daardie oomblik verstaan ek die onskatbare waarde van my lewe, as ook die lewe van elke mens, en ek kan Jahwe Elohim en al my medemense nie genoeg loof, liefhê en prys nie. Voor die wonderdaad het ek egter as mens net so vyhandig teenoor die lewe gestaan soos jy, maar ek is by voorbaat daarvan oortuig, dat jy binnekort net so sal wees en dink soos wat ek nou dink en is. Vir die waarheid van wat ek jou nou vertel het, kan bykans almal aan hierdie tafel volledig daarvoor instaan, as jy dit sou vra. Die grootste, geloofwaardigste getuie onder hulle is egter die Meester Yeshua self, wat jou na my toe gestuur het, om van my te hoor of 'n mens, soos wat jy dink, Jahwe Elohim geen dank en geen lof en geen verliefde verskuldig sou wees nie. So, Vader gebruik nou Philippot, wat hy 'n baie kragtige openbaring gegee het oor sy lewe daar, om ander mense nou, wat soos hy gedink het, tot bekering te bring. En so gaan hy elkeen van ons gebruik.
met die paadjie en die ervaring wat ons gehad het om ander mense te bereik wat baie met soortgelyke probleme worstel. Ek hoop elkeen het iets geleer hier uit vandag, en as jy weer dink, jy skuld God niks. Ek het nie gevra om hier te wees nie. Ek vat sommer my lewe. Kry hierdie mense mos, ons begin hulle sommer met messe sny. En ons het al 'n paar selfmoorde gehad. Dink daaraan, wat het alles jou lewe op hierdie aarde vooraf gegaan? Hoeveel moeite Vader met jou gedoen het om jou vir hoe lank op daai planete te onderhou, totdat jou hart so raak dat jy sê, ek wil nou na hierdie moeilike aarde toe kom om 'n kind te word. En dan verder nog dat hy jou by hierdie hek inbring, sodat jy hierdie kennis kan bekom. Dink aan hoe groot wonder genade jy ervaar het. En dan gooi jy dit sommer net in Vader se gesig terug. Ek dink elkeen van ons kan nou baie duidelik daaroor dink, maar net elke dag sê, dankie. Wat kan jy meer sê? Kan net sê, dankie Vader, dat ek kan lewe, en dat U Uself oor my ontferm. Baie dankie. As ek iets by kan sê, dat so hoe nader ons saam met Yahweh stap, hoe meer kennis dra ons, hoe meer gawes word ons gegee. Ons gawes vermenigvuldig. Ek kan dit vervra van eie kennis. Ja, absoluut. Onthou, as jy soos 'n 5-jarige kind is, gaan jou pa nie vir jou 'n geleide 45 Magnum gee. Maar soos wat jy groter word, gaan hy jou 'n pistool gee, later aan, ons maar begin by 'n windbuks, dan 'n .22, dan 'n halfgeweer en dan die 3006. Soos wat jy groei. En dit is selfs in die gees. Hoe meer volwasse jy word, hoe groter wapens kry jy. En dis wapens in die gees. Amen. Okay.